Waarin dink jy as ek die woordjie konflik sê? Miskien dink jy dadelik aan, dis iets wat ek graag sal wil vermy met alles in my. Ek hou nie van konflik nie, en so ek gaan dit vermy. Miskien dink jy aan 'n familielid, 'n broer of 'n suster, die ma of jou pa of iemand waarmee jy gereeld in konflik situasies beland. Miskien dink jy aan jou baas, of jy dink dalk groter as dit, jy dink dalk aan oorloë en oorlog en die konflik in die wêreld. Nou, Paulus skryf vir ons in Romeine 12 vers 17 tot 18, ek lees dit vir ons, hy sê, moenie kwaad met kwaad vergeld nie, wees goedgesind teenoor alle mense, as dit moontlik is, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Nou ek en jy weet, dat dit is onmoontlik om deur hierdie lewe te kom sonder konflik. Konflik is deel van die lewe, want as daar nie konflik was nie, het ons met almal altyd oor alles saamgestem. En ons weet, dit is nie die realiteit van die lewe op die einde van die dag nie. Maar ek en jy moet leer om konflik te hanteer. En ek dink, ons hanteer dit dikwels verkeerd. Ek dink, daar's twee maniere hoe ons dit baie keer verkeerd hanteer. In konfliksituasies is daar baie mense wat sê, my beginsels is die belangrikste ding. En so ek gaan staan by my beginsels, en ek gee nie om hoe seer ek jou maak, of hoe erg hierdie verhouding uitdraai, of ons paie skei, of wat ook al nie, ek gaan staan by, ek is reg, en jy is nie, en my beginsels is nie buigbaar nie. Dis die een manier, hoe ons dikwels konflik hanteer. Die ander manier is dat die verhouding is vir ons die belangrikste. So, wat ons doen is ons gee ons beginsels prys, en dit wat ons eintlik voel in hierdie konfliksituasie, ons bly maar liewer stil, sodat ons hierdie verhouding bewaar. Ek weet nie of jy sal wel opgelet het nie, maar daar's twee goeders wat dan ons doele is in hierdie konflik situasie. Die een is om reg te wees, die ander een is om die verhouding te bewaar. Dis die twee goals. Maar as ek Paulus reg hier verstaan, dan sê hy, luister hierso, jou doel, jou goal, jou uiteinde van hierdie konflik moet eintlik op iets anders fokus, en dit is vrede. Jy moet op vrede in hierdie konfliksituasie fokus, oor hoe jy die beste vrede kan bewerk. Dit beteken, die verhouding is nog steeds vir jou belangrik, maar ook jou beginsels gaan jy sê, jy gaan praat en jy gaan sê, dis hoe ek voel en hierdie is reg. Maar jou uiteinde is nie om jou beginsels te bewaar of die verhouding te bewaar nie, maar om vrede te bewerk in so 'n situasie. Nou dit is Ronald Reagan wat die volgende gesê het, hy sê, peace is not the absence of conflict, it's the ability to handle conflict by peaceful means. Ons dien 'n God van vrede, die prins van vrede. En hy het nie kwaad met kwaad vergeld nie, maar liewer kwaad met vergifnis. So kom ons wees vredemakers. Ek hoop jy het 'n lekker dag.